Hallo, goeiemôre. Lekker om hier te wees. Lekker om na al die lang naweke te sien. Die kerk is net nog steeds vol. Dus vir my baie lekker om deel te wees van Suiderlige gemeente. Reg deur al die lang naweke en alles was die kerk net deeltyd vol. En dis 'n goeie ding vir die kerk. Ons het besluit vandag gaan ons vir julle 2 nuwe liedjies gee. Ons sê 2 nuwe liedjies, dis eintlik al baie ou liedjies. Maar julle gaan dit vinnig snap. Ek weet Suiderlig sing altyd lekker saam. So ons nooi julle uit om saam met ons te sing vir die eerste liedjie. Julle is welkom om te bly sit as julle wil. En dan as ons klaar is met hom, dan gaan ons staan en 'n bietjie die Here se naam groot maak. Soos julle kan sien, ek is nie baie goed met die hele public speaking ding nie. Maar ons is baie lief vir julle almal. Die wat lig kan gee in duisternis. En dis net die wat waarheid skyn waar eens verblind. En dis net die wat hoop kan gee waar moed ontbreek. En dis net die wat lewe gee wat dood sou wees. En daarom sal ek leef in die beloftes. Met dankbaarheid in my sal ek bly sing. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. En dis net die wat my gebrokenheid kan heel. En dis net die wat my kan vind as ek verdwaal. En dis net die wat my kan optel as ek val. En dis net die wat vrede gee waar onheil heer. En daarom sal ek leef in die beloftes. Met dankbaarheid in my sal ek bly sing. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Heilig oorweldigend die heerlikheid. Ewig ontembaar, almagtig U heers. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, alles in my. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my.
Here, met alles in ons wil ons U naam groot maak, wil ons U naam prys, wil ons Hosanna sing. Ons kan net nie stil bly nie. Aan U kom die lof, die eer en die aanbidding toe. U heers oor hierdie hele heelal. En U heers ook oor ons gemeente en ook oor my en elkeen se lewe persoonlik. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Amen. Mag die Here se liefde en sy teenwoordigheid by ons elkeen wees. Mag jy sy stem hoor, mag jy saam sing, mag jy sy naam groot maak, mag jy as jy kollekte in die bordjie gooi later iets van jouself en van jou mens wees vir die Here gee. Mag jy sommer net in elke faset van jou lewe aangespreek word om sy naam groot te maak, want hy heers. Amen. Vergete mense raak, heel gebroken is vanaf, wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? U stem op woeste storms op, U roep die skepend op bestaan. Die stomme siekes wat begeer, om weer te hoor en op te staan. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? U is God, U is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Want U is God, U is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? U is oor alles en nog meer. U hou die wêreld in U hand. U sien vergete mense raak en heel gebroken is van land. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Want U is God, U is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? U is God, U is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Wat U wil. Wat U wil. Doen wat U wil. Net wat U wil. U wat alles onderhou bly, ewig en getrou, U woord bly altyd waar. U wat alles onderhou bly, ewig en getrou, U woord bly altyd waar. U wat alles onderhou bly, ewig en getrou, U woord bly altyd
om te doen wat U wil. U is God, U is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Want U is God. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise You again and again. 'Cause all that I have is a I've got one response, and I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship You. So I throw up my hands and praise You again and again. 'Cause all that I have is a shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise You again and again.
'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for my King, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I have this confidence because I've seen the faithfulness of God, the still inside the storm, the promise of the shore. I trust the power of your word, enough to seek a kingdom first. Beyond the barren hills, beyond the ocean waves. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I'm not afraid. You keep the promises you made. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my arms and start to sing into the night. My praise will call the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the water, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I'll stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I'm not afraid. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am afraid. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am afraid. No, I am not afraid. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flames. I'll stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. No, I am not afraid.
Here, moet ons erken dat U heers, en omdat U heers, ongeag of ons dit erken of nie, kan ons deur die vuur gaan. Hoef ons soos Daniël en sy makkers nie bang te wees vir 'n leeukuil of vir 'n vuuroond nie. Ons staan op vaste grond, en dis nie ons wat gecreate het nie, maar dis U. Aan U kom die lof en die eer toe. Amen. Terwyl jy rustig die plekke inneem, gaan ons kollekte opneem. Gaan dit goed met julle almal? No, klink maar gevrekkerig. Seker maar wanneer die Lucius later vanmiddag speel, ek verstaan dit. Dis nou, Roan sê, hy is nie baie goed in public speaking nie. My seun, jy is reg. Jy het vergeet 'n Moedersdag, gelukkige Moedersdag te sê. Jy het die kans gehad, jy het die stage gehad, jy het nie vergeet. So dames en maas, baie dankie vir julle elkeen. Wil julle nie almal gou staan nie? Kan julle nog staan? Staan so 'n bietjie gou asseblief. Ons as manne, as jy net vroulik is en jy is nie noodwendig 'n man nie, jy kan jy ook maar staan. Ons waardeer julle hopeloos te min, te karig en te selde. Julle is regtig vir ons ongelooflik spesiaal. Dankie dat julle ons kinders groot gemaak het en dankie dat julle nog steeds maas is vir ons as ou mans. Ons waardeer julle verskriklik baie. Julle is regtig, ons love julle regtig waar. Kom ons gee vir 'n lekker hande klap toe.
Baie dankie vir julle elkeen. Dan spesiaal Annelie, wil jy nog bly staan nie asseblief? Anders bring ek jou vorentoe, jy moet of daar staan of hier kom staan. Sy word Dinsdag 35 vir die 37ste keer, maar baie geluk met jou verjaarsdag my vrou. Mag dit 'n baie mooi dag wees, 'n mooi jaar en dankie vir jou dat jy net 'n ma is nie, maar 'n wonderlike vrou vir my. Goed, daar's 'n hele rits afkondigings, dalk die belangriker ene van die aan die res van die is die braai van Vrydag aand. Gemeentebraai, jy is baie welkom saam te kom kuier. Jy bring jou eie vleis en jou drinkgoed en jou braaibroodjies. Jy kan ook jou braaibroodjie so 'n bietjie inskryf vir 'n kompetisie waar jy onder andere 'n skaap kan wen. Maar dis so van 5:30 af en dan kuier ons tot in die aand in. Jy is welkom as dit vroeër is hier reg. Ons sal hier van 5:00 af sal almal hier wees, maar jy is welkom saam te kom kuier. As jy asseblief vir ons net op daai WhatsApp wat ons uitgestuur het waar daar 'n meningspeiling is, net vir ons kan aandui asseblief. Help ons net daarmee. Ons wil net so 'n bietjie 'n thumbs up hê van hoeveel mense hier gaan wees en ons voor moet regmaak. As jy dit nie gekry het nie, moet jy asseblief by Jackie gou 'n draai gaan maak dat ons vir jou telefoonnommer kan kry en jou kan op die lys sit. Asseblief, ons vra groot asseblief daarvoor. Kan ek terwyl ek daaroor praat, sommer net sê, ek weet ons stuur verskriklik baie WhatsApps uit en ons vra vir doopgesprekke en alske goeters. Maar dis nogal belangrike inligting, so lees dit asseblief. Al lees jy dit laat die aand of die volgende oggend op die toilet, maar asseblief moet dit nie net skiep nie. Moet dit asseblief dis nogal regtig wel crucial. Ons koskaste is op hierdie stadium verskriklik uitgedun en ons het gedink om net so te begin en te vra vir pasta en tamatie en eie sous. Dit kan 'n mens nou al weer 'n groot end weghelp. So daar's ander goeders ook wat ons nodig het, maar kom ons begin daarby. Baie dankie al reeds vir die mense wat vir ons gebring het. Bring asseblief vir ons Sondag saam. Daar's verskriklik baie mense wat van buite in die gemeente selfs gereageer het. Daar's 'n ou in Pretoria wat gisteraand 2 60 afleweringe by ons kom doen het om van dit te bring. Dis wonderlik. Ek weet daar's iemand uit Australië uit wat vir ons geld oorgeplaas het om ons te help. So baie dankie daarvoor. Ons waardeer dit regtig waar ongelooflik. Kom ons maak 'n groot effort. En ek weet dit kan enige pasta wees, dit kan 2-minute noodles wees, maar kom ons maak 'n effort daarvan. Ons het regtig waar dit dringend nodig. En dan by ons lief en leed wil ons net noem dat Tannie Alta Opperman is ook oorlede. Sy's Vrydag oorlede. Kom ons dink in ons gebede ook aan oom Willie hulle en Irma hulle en almal van hulle. Kom ons dink regtig waar die Here aan hulle as gesin, dat die Here ook by hulle sal wees. Goed, ek dink ek het nou met al die afkondigings genoem. Wat moet ek nog genoem? Die vrouens is Annelie is geluk gewens. Goed. Wie van julle was laasweek in die kerk gewees? Steek op julle hand toe. OK. Ons reeks is nou het te maak met ompaaie. Ek sê met daai ek en jy mekaar nou misverstaan. Oor ompaaie. Wat die Here sekere maniere gebruik om ons op 'n ander plek uit te bring, om ons uiteindelik by die regte plek uit te bring. En as jy nou na ompaaie in die Bybel gaan soek, dan gaan jy vele daarvan kry. Daar's regtig waar 'n magdom ouens. Trouwens, daar's nie een ou wat 'n roeping van die Here ontvang het wat op 'n reguit pad gestap het tot by die uitlewing van sy roeping nie. Kan ek dit gou weer sê? Gewoon Afrikaans. Nie een ou het 'n strydpaadjie tot waar hy behoort te wees nie. Almal van ons beplan vir so 'n kort pad. Jy maak klaar met skool, dan gaan jy universiteit vir 3 jaar, dan doen jy dalk 'n honneurs of 'n M en dan gaan jy in 'n werk in en dan werk jy vir die volgende 30, 40 jaar tot jy op pensioen gaan en dan gaan jy op pensioen en dan gebruik jy jou pensioen vir die volgende 20 jaar en dan gaan jy ouer huis toe en dan gaan jy dood. Dis hoe almal van ons die paadjie visualiseer. En gegee, dit is so, seker ouens se lewens loop so. Maar die meeste ouens al voor skool of op skool loop sy paadjie heen en weer. En na skool gaan swat hy iets en dan skop hy op en dan gaan doen hy iets anders, heeltemal anderster en dan gaan werk hy by 'n ander plek
en dan bedank hy sommer uit die bloute uit, en dan begin hy sy eie besigheid, en dan vou die besigheid, en dan begin hy 'n ander besigheid, en dan val hy terug op sy swattings, en dan kom hy weer op 'n ander plek uit, en dan op 45 besef hy maar hy gaan nooit kan aftree nie, en werk hy tot hy 85 jaar oud is, voordat hy uiteindelik doodgaan, sonder om eers in 'n ouer huis te wees, iewers by die kinders gaan bly. Dis meer die prentjie van hoe die wêreld werk. Ongelukkig. En die karakter wat ons in die Bybel gaan uithaal het om na te kyk, is die karakter van Josef, wat 14 hoofstukke tussen hoofstuk 37 en hoofstuk 50 van die eerste boek in die Bybel, Genesis het. Nogal meer ligtyd wat hy kry, as wat Abraham of Isak of Jakob of Adam en Eva kry. Die enigste ou in die Nuwe Testament in die Ou Testament wat meer oor gepraat word is Dawid. Maar Josef is 'n ongelooflike karakter, en dis nou seker al die derde preekreeks wat ek oor Josef al preek, en elke keer is dit 'n totale ander invalshoek wat 'n mens kan kry. Die ompaaie ding is by hom nogal ter sprake. Die van julle wat nie laasweek in die kerk was nie, sy storie begin so. Hy's 'n wintie jong seentjie van 17. Julle ken 17-jarige seuns? Hulle weet van alles. Braggerige klein brat. Dis al wat 'n mens kan sê. Sy pa trek hom voor, hy het al hierdie spesiale gunste, hy het 'n jas wat allerlei kleure het of moue het. Ons is nie seker wat is die vertalingsmoontlikhede nie. Party vertaling sê hy het 'n veelkleurige, en toe het hulle die lied geskryf oor die color-coded baadjie wat hy het, en dit was hierdie wonderlike ding geweest, maar dit kan ook wees dat dit net lang moue was, en die ander het nie moue gehad nie, hulle het net so poncho ding oor hulle gehad, so hy kry hierdie spesiale, hy kry voorkeur. En dan word die boeties kwaad vir hom, want hy is arrogant en sê, maar julle gaan voor my buig, ma en pa is later kwaad vir hom, want selfs hulle, die son, maan en sterre, gaan voor hom buig, en hulle maak hom dood, hulle verwyder hom van die bevolkingsregister van Israel, verkoop hom aan die Ismaeliete, en dis waar ons vandag kom in Genesis 39 in Egipte aan. Goed, maar voor ek dit sê, kan ek dit sê, dis my baie keer verbluffend om te sien wat is en dit is baie keer 'n disproporsionele verhouding tussen jou daad van verkeerd doen en die gevolge van jou daad. Jy trek sneller en vir die res van jou lewe is jy in die tronk. Jy maak 'n verkeerde besigheidskeuse en jy sukkel jou gedaan om net weer daar uit te kom, net so effens weer die lig te kan ruik. Jy maak een verkeerde beroepskeuse en jy sukkel vir die res van jou lewe om net daar uit te kom, om te stoei om daar uit te kom. Jy doen een verkeerde ding en jy sit met 'n klomp skuldgevoelens vir die res van jou lewe. En dis baie keer totaal disproporsioneel. Dis so klein hierso, maar dis so groot hierso. So my vraag is vandag, hoe kom 'n mens met jou lewe hierdie kant van daai besluit om nie daai verkeerde keuse te neem nie? Dis nie wat gebeur nadat jy dit gedoen het nie. Wat gebeur om te keer dat jy daai verkeerde keuse neem? En ek dink dis waar Josef se verhaal insluit. Wat hy gedoen as 17-jarige wintie om uiteindelik op 25 jaar, dis waar hy vandag is, op 25-jarige ouderdom 'n regte keuse te maak. Mans, het jy geweet dat mans se breine eers klaar ontwikkel is op die ouderdom van 25? Hoekom ons vir kinders, seuns, ek gaan nie vandag oor dogters praat nie, ons Moedersdag, so ons praat nie oor julle nie. Hoekom sal ons op 18 vir 'n kind toegang gee om 'n kar te kan bestuur? Sy frontale korteks ontwikkel eers, as jy is klaar ontwikkel op ouderdom 25. En weet jy wat lê in hierdie voorste korteks onder andere?
besluitneming. Wie is nog nie 25 nie? Julle ontwikkel nog. Julle word mooi groot. Hier kry ons vir Josef op 25 met die keuse wat hy maak, wat nou uiteindelik reg is. Op 17 jaar wou ek vir hom sê, hey my ou, jy sê nie seker goed vir jou boeties nie. Jy maak hulle defieste in. Moenie dit doen vir jou ma en pa nie. Veral nie op Moedersdag nie. Op 25 maak hy die regte keuse. So, kom ons lees. Laas keer het ons gehoor, hy is verkoop. Josef is ek lees die 2020 vertaling, so het gaan so 'n bietjie anders te klink. Hy is afgebring na Egipte toe. Potifar, sê my, wil nie vir my water organise asseblief. Potifar, 'n paleisamptenaar van Farao en die hoof van die leiwag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop by die Ismaeliete wat hom daarin afgebring het. So, julle onthou, hy sê hier in die karavaan op pad onder toe en hierso vat Potifar hom en koop hom. Die Here was met Josef. Ja, wat 'n incredible woord. So hy word nou 1000 kilometer weggeskuif. Hy's weg van al sy roots af. En daar staan, die Here was ook daar. En hy was 'n suksesvolle man. Hy was werksaam in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar. Steek gou jou hand op as jou baas 'n mislike baas is. En ek praat nie van jou vrou nie. Egipte was nie 'n nice plek vir hierdie ou nie. En wat doen hy? Hy doen nog steeds wat hy behoort te doen. Asof vir die Here. Toe sy eienaar merk dat die Here met Josef is en dat die Here alles wat hy doen laat slaag deur sy hand, het Josef guns gevind in sy oë en sy persoonlike bediende geword. Hy het hom aangestel oor sy huishouding en alles wat aan hom behoort, het hy onder Josef se beheer geplaas. Vandat hy hom in sy huishouding en oor alles wat hy besit aangestel het, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Die seën van die Here het gerus op alles wat hy besit in die huis en in die veld. Hy het alles wat aan hom behoort in Josef se hande gelaat. Met hom daar het hy hom met niks bemoei nie, behalwe met die kos wat hy eet. Ja, incredible. In 'n deurmekaar land soos Suid-Afrika, waar ons nie altyd weet waar lê die regering se lojaliteit, Christen of iets anderster nie, hef dit nie my en jou se verantwoordelikheid op om as gelowiges nog steeds ons deel so te doen, dat ons nie net gelyk breek nie, maar dat ons die beste doen wat ons behoort te doen. Ek dink ons maak 'n fout as ons sê, maar ag, dit is nie reg nodig om so hard te werk nie, want ja, die regering is kommunisties of wat, en allerlei name, byvoeglike name wat ons gee. My en jou se job is steeds om so, en julle gaan hierdie stukkie wat ons nou gelees het, weer 'n keer hoor, aan die einde van hierdie skriflesing. Ek wil sommer nou al sê, daar's 'n verskil tussen dissipline en karakter. Dissipline gaan maak dat jy môreoggend 6:00 opstaan en die wekker net elke keer snoes nie en werk toe gaan. Karakter gaan maak dat jy môre nie net by die werk kom nie, maar so goed as moontlik werk. Dissipline maak dat jy die regte dieetkeuses maak. Karakter is om dit lewenslang aan te vol te hou. Dissipline help dat jy sekere goeders onthou en regmaak. Karakter maak dat dit 'n lewenstyl word wat vir almal 'n voorbeeld is. Christendom is nie net 'n dissipline nie, dit is ook 'n dissipline, maar dit het te maak met 'n karakter, met 'n lewenswyse. Dis net hier en daar 'n besluit wat jy neem nie, dis 'n lewenslange proses van ek sal dit elke dag doen, oor en oor en oor. En vir 8 jaar in hierdie Potifar se huis, wat nie 'n maklike menslike was nie. Ek bedoel, hy was die hoof van die leiwag gewees, so hy was een van die generaal, korporaal, ek weet nie, een van die ouens wat skree en te kere gaan. Een van daai ouens is my baas en nog steeds doen hy sy bes en die baas sê, hey, ek los alles in jou hande. Alwaaroor ek hoef te worry is oor die kos te eet.
Jy doen alles. Die gemors kom by die volgende vers. Josef het 'n mooi voorkoms gehad en was baie aantreklik. Mense sê, ek word dit vertel, dat frisgeboude manne aantrekliker is as minder frisgeboude manne. Spesiaal vir vrouens. En nou weet ek 'n paar mans cringe nou hier so, genade my. Maar lyk my dis 'n algemene feit dat op 25-jarige leeftyd met 'n paar nice biceps en 'n sterk borskas en 'n six-pack en ek weet nie hierdie bodybuilders doen mos nie veel in hulle bene nie, maar die bo is dit nogal nee, ek sê ek ernstig nie want te gaan. Maar daai ouens het nogal so 'n bietjie 'n hupstoot in die lewe as dit kom by die dating game. Kyk hy gaan my veilig hou. Hy gaan my kan beskerm. Ja, right. Maar mevrou Potifar sien hom raak. Na verloop van tyd het die vrou van sy eienaar, mevrou Potifar, Josef reguit aangekyk en gesê, kom lê by my. Daar's 'n naam, en ek gaan nou nie naam noem nie, vir sulke soort vrouens. Die ouer tannies wat die jonger toy boys soek. Sy is nie baie subtiel nie, nee. Sy aai hom 'n lang rukkie en dan sê sy, kom se mamma. O, nee, kom net by my, skus. Maar, hoor hierso, maar hy het geweier om vir die vrou van sy eie en vir die vrou van sy eie, kyk, met my hier bemoei my Here met niks in die huis nie, alles hy besit, het hy in my hande gelaat. Hy is in hierdie huis nie belangriker as ek nie. Hy het van my niks weerhou nie, behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoe kan ek dan hierdie verskriklike kwaad doen en teen God sondig? Dissipline gaan jou weghou van jou baas se vrou. Karakter gaan sê, het gaan nie vir my oor Potifar of jou nie, mevrou Potifar, het gaan oor God. Ek sal mos teen God sondig. Ek het al 'n preek hieroor gehad en ek sal dit nie weer herhaal nie. Maar sonde is baie meer as hierdie goedjies wat met mekaar doen. Sonde praat van 'n verhouding met die Here wat ek verbreek. Sonde te maak met hamartologie, die Griekse woord daarvoor. Hamartologie het te maak met ek hou nie van God nie. Ek hou nie van sy inspraak in my lewe nie. Ek wil dit breek. Josef verstaan dit. Op 25-jarige ouderdom, toe sy brein ontwikkel is. Toe snap hy dit. Kan ek net gou die vorige vers net geweer daar hou. Dis interessant dat ons op hierdie stadium in die wêreldse geskiedenis meer weet van die wetenskap van besluitneming as ooit in die geskiedenis. Daar's 'n magdom navorsing wat uitgekom het al die afgelope 50, 60 jaar om te vir ons verduidelik hoekom doen ons sekere goeders? Wat is die oorsake van besluitneming? En daar's 'n magdom gurus en minder goeie gurus wat daaroor geskryf het en daaroor praat en motiveringspraatjies daaroor doen. Wat ons vandag veral weet is dat besluitneming is 'n spier. Dis 'n muscle. En spiere moet jy oefen. So uithou vermoë, selfbeheersing is 'n spier wat jy moet oefen. Veral as jy ouer as 25 is. En as jy dit oefen, en hier is die probleem. As jy dit lank genoeg oefen, dan word die spier moeg. En as die spier moeg word, dan kan ek nie selfbeheersing toepas nie. Ja, dis crucial. As dit 'n spier is wat ek bly oefen, moet ek oppas dat nie dag vir dag so geoefen word dat ek nie rustyd kry nie. Hoor dit gou wat gebeur die volgende. Alhoewel sy dag
na 'n dag met Josef gepraat het en hy nie aan haar gehoor gegee het om langs haar te gaan lê nie, of selfs om by haar te wees nie. Hierdie ou is 'n ongelooflike ou. Hoe kan 'n ou van 17 se wintigheid ontwikkel na 25 jaar se so volwasse ou en sê maar ek gaan nie hierdie verhouding verbreek nie. Ek gaan anders te wees as wat almal dit doen. En Tannie, jy's mooi en alles, maar gaan jy by jou, ek wil nie saam met jou wees in dieselfde vertrek nie. Toe hy egter op 'n sekere dag in die huis ingaan om sy werk te doen en daar niemand van die huiswerkers in die huis was nie, pak sy hom aan sy kleed beet en sê, "Comes to me." Hy het egter sy kleed na haar hand agtergelaat en gevlug. Hy het na buite uitgegaan. Interessant, hierdie jas van hom het hom nog net moeilikheid gegee. As ek nou hy was, het ek hierdie jas lankal weggemaak mee. Aanvanklik het sy boeties gedink hy is arrogant. Nou is dit Potifar se vrou wat dink nee, is baie aantreklik en hier bly hierdie jas agter en dit word die bewysstuk. Toe sy sien dat hy sy kleed in haar hand agtergelaat het en na buite gevlug het, roep sy haar huiswerkers en sê vir hulle, "Sien julle? Hy het vir ons 'n Hebreëse man gebring sodat hy hom met ons kan vermaak. Hy het na my toe ingekom om my by my te lê, maar ek het hard geskreeu. Toe hy hoor dat ek uitroep en skreeu, het hy sy kleed hier langs my laat lê en gevlug en hy buite toe gegaan. Sy het sy kleed langs haar neergesit tot die eienaar tuis gekom het. So, enter Potifar. Sy het dieselfde woorde vir hom gesê. Die Hebreëse slaaf wat jy vir ons gebring het na my toe gekom en om met my te vermaak. Ekskuus. Toe ek hard uitroep en skreeu, het hy sy kleed langs my agtergelaat na buite gevlug. Toe sy eienaar die woorde hoor van sy vrou hoor, het dit wat sy vir hom gesê het, dit is die dinge wat jou slaaf vir my gedoen het hy kwaad geword. Josef se eienaar, Potifar, het hom gevat en hom in die gevangenis gegooi, die plek waar die koning se gevangenis gehou word. Dis bad om gevolge te moet hê van dinge wat jy verkeerd gedoen het. Dis veel erger om vir dinge wat jy reg gedoen het in die tronk te gaan sit. En jy sê. So hy was daar in die gevangenis. En as jy die volgende woorde al gehoor het vanoggend, dan het hom opgelet. Maar die Here was met Josef en het aan sy troue liefde na hom uitgereik. Hy het aan hom guns geskenk in die oë van die hoof van die gevangenis. Die hoof van die gevangenis het al die gevangenes wat in die gevangenis was, onder Josef se beheer geplaas. Alles wat daar gedoen moes word, het Josef gedoen. Die hoof van die gevangenis het nie omgesien na enige iets wat onder Josef se beheer was nie, want die Here was met hom. En wat hy gedoen het die Here laat slaag. Die gemors met tronkgoeders, met daai traumatiese goeders, wat met jou gebeur as jong mens of jong man of ou man, of is dat daai goeders kan jou laat stak voel. Dat jy nie kan links of regs nie. Wat jy net voel, maar ek is vasgemessel hieraan. Veral, en hierso sê dit nog 'n interessant ding, veral as dit op 'n jong ouderdom met jou gebeur het, dan regresseer ons, reverse ons na daai punt toe. So sê net maar jy het op 23-jarige ouderdom 'n stupid ding gedoen, sê net maar jy dronk bestuur en jy het jou pa se kar afgeskryf. En nou is daar hierdie dronk bestuur klag teen jou as 23-jarige. Dan kan jy op 46-jarige ouderdom nog steeds jy trauma beleef, regress na hierdie punt toe. En raai wat? Jou emosionele kwosiënt word dan 23 jaar. Nie 46 nie. Jy reverse weer baie dikwels terug na hierdie moment toe. Josef het nie reverse na 17 jaar nie, maar dat groei plaasgevind. Die vraag wat ek net vra is, hoekom sukkel ons om hierdie goeders, hierdie groei te laat gebeur? Ek dink die rede daarvoor is excuses, verskonings.
Kyk, ons is baie goed met verskonings. En ek is waarskynlik die beste in verskonings wat jy ooit kan dink. So ek het vir jou 3 van my verskonings, wat jy dalk meer, of dalk minder, of dalk glad nie. Maar hier is 3 verskonings wat ek sou aanvoer. Nommer 1, ek sou dit regverdig. Ek sou wil sê, weet jy, ek verdien dit darm. Ek is dan jonk en aantreklik. So mevrou Potifar, sorg dat al die ander werkers nie hier is nie, en asseblief die baas moet nie daarvan uitvind nie. Maar goed, dankie vir die aandag, mevrou. Sien jou daar in die agterste kamertjie, in die linnekamer. Maar ek verdien dit daarom, ek was nou al vir 8 jaar lank getrou in hierdie baas van my, ek was soet geweest, ek was 'n soet seentjie. Ek was eintlik 'n Israeliet, wat hierdie Ismaeliete verkoop is, maar so, ek verdien dit daarom nou. Josef doen nie dit nie. Sien, dis hierdie tipiese Robin Hood mentaliteit. Maar ek doen dit vir die regte rede. Nee, sonde is nooit vir die regte rede nie. Dis nooit reg om te sê, okay, that's fine nie. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Dit bring jou dalk wat jou dissipline aanbetref op die regte plek, maar jou karakter word getoets. Ek wil nou iets belangrik sê wat jy asseblief moet hoor, en as jy dit wil neerskryf, skryf dit neer. As daar privaatheid is en daar's 'n geleentheid, gaan jy sondig. Ek gee jou 'n brief. Kan ek dit weer sê? As daar donkerte is en niemand weet iets nie, en daar's 'n opportunity, gaan jy sondig. Kan ek dit inkleer? As jy alleen in die winkel is, en jy is die teller, en jy toegang tot die til, en as niemand anders daar nie, jy's privaat, en jy maak die til oop, daar's 'n opportunity, en as jy die R200 noot wat soos lê en wag vir jou. As jy nie verstaan van Josef wat groot geword het nie, gaan hy R200 vat. Dis hoe ons werk. Dis hoe versoekings werk. Daarom is die geheim om daai en daai te safeguard. Om guardrails om dit te plaas. Julle wat nou iewers iets weet van auditeurs, funksies en alles, dis nodig om kontrolemaatreëls aan te lê, want dit is belangrik. Karin, ek gaan jou gebruik as voorbeeld, skus daaroor, dis soms op die ingewing van die oomblik. Elke maandagooggend tel ons die kollekte. En ek vertrou Karin in my lewe. Maar sy tel nie alleen die geld nie. Maar sy sal niks doen nie, ek weet. Maar kom ek sit 'n guardrail om dit, dat ek haar nie help nie, glad nie. Maar dat iemand anders haar help om die geld te tel, want dan plaas ons 'n guardrail om dit. Is dit omdat ons weak is? Ja. Maar daai weakness maak ons sterk. Daai funksie wat ons om dit plaas, maak dit ons sterk kan wees. Nie omdat ons mekaar wil opcheck nie, maar jy moet verantwoordbaar wees. Jy moet iemand hê wat jou accountable kan hou. Dalk is dit jou drankgewoontes, of jou laat huis toe kom gewoontes, of jou party gewoontes, maar jy moet iemand hê om jou accountable, want as jy privaat is, en as jy die opportunity het, dat is 'n rooi vla. So guard dit met alles, want jou integriteit is op die spel. Ek weet nie, in watter faset van jou lewe praat ek nou in nie, maar jy kan dit regverdig sê, nie ek nie. Ouens, daar het al groot ouens geval. En ek het al soveel seer gekry in my eie lewe, omdat daai guardrails 'n bietjie selektief was, deurlaatbaar was. Nommer 2, verduidelikings en verskonings. Genade, hierin werk lekker. Dominee, jy weet nie wat 'n buffel ek getroud is nie. As jy met hom getroud was, sou jy ook dit gedoen het.
dan sou jy ook genoem het, "Hy jong mannetjie kom nader man. Jo, jy's mooi gebou. Tannie wil in jou beks vat. Hy wil voel waar, "Jo, dit is mooi." As jy net Josef kan vat. Josef wat die swakste agtergrond wat jy in jou lewe kan dink. Sy pa het 4 vrouens. 2 is wettig en 2 is onwettig. Hy het 12 boeties versprei oor of hy het 11 boeties, hulle is 12 kinders, oor die 4 tannies. Dis nie 'n goeie roep nie. Sy boeties wil hom doodmaak, verkoop. So hy het regtig waar, hy kan sê, maar Here, ek het genoeg regverdigheid. Dit is nie regverdig, ek kan dit doen. Jy gaan nie my keer nie. Dissipline gaan jou so ver bring. Integriteit gaan hou en sustainable. Daar's 'n nuwe woord wat deesdae gebas word. Sustainability het te maak met wat is jou karakter. Jy sal dit moet safeguard, baie duidelik, sodat jy veilig kan wees daar. Die donkerte te geneigtheid dat 'n mens goeders doen wat jy nie moet doen nie. En as jy verskonings uitdink, gaan nie help nie. Derde is die lekkerste in die oudste ene, blaming game. Ja, onthou jy vir Adam en Eva? Eva vat van die vrug en die Here vang hulle uit en Adam sê Here, dis die vrou wat u my gegee het. So hy sommer so double blaming. Dis die vrou wat u my gegee het. En die vrou sê o genade, ek het nou niemand dis die slang. En elkeen kry so 'n deel van hierdie blaming game. Dis so lekker, nê? Hoekom kan ek nie goeders nie? Ek kan jou blameer en jou blameer en jou blameer. Nee, stop dit. In elke tronk situasie is daar 3 partye. Jy, iemand anderster en God. En die enigste een waaroor jy beheer het is jouself. Ek en jy is nie heeltemal seker oor wat God met ons besig om te doen nie. Ek en jy is beslis nie gerad om ander ouens se lewens te beheer nie, al probeer ons dit doen. Al waaroor ek beheer is my eie lewe. So ek kan sê, Here, okay, ek is nou 25, ek is nie meer 17 nie, ek is nou met 'n ompad in my lewe, ek sit in die tronk, ek hou nie hiervan nie, maar Here, okay, ek is hier. So om die goedes reg te kry, is daar net een woordjie, en ons noem dit selfbeheersing. Julle onthou die vrugte van die Gees? Carly, hulle moes Vrydag die vrugte van die Gees aantrek skool toe, en die heel laaste een se naam is selfbeheersing. Hoor gou wat sê die ouens vir ons vandag oor selfbeheersing. Selfbeheersing laat jou langer leef. Dit maak dat jy 'n beter huwelik het. Jy slaap beter. Jy verdien meer. Jy het 'n beter job. Jy is meer behulpsaam. Jy het laer rustende hartslag. Jy is fisies meer aktief. Jy is minder depressief. Jy het hoër punte op skool. Waar is die kinders op skool? En jy is gelukkiger. Iemand wat selfbeheersing wil hê, jy het 'n paar voordele. So kan ek vir jou, daarmee sluit ek af, 6, en dis is my eie poging, jy kan self doen wat jy wil daarmee. 6 dissiplines aanleer, wat nie dissiplines moet word, maar deel moet word van jou karakter, sodat jy dit wat Josef kon doen, ook kan doen. So 2 van hulle is geestelik van aard. 2 van hulle is fisies van aard, en 2 van hulle is mentally van aard. En ek het nou my begewe op 'n baie wye terrein, dit kan baie ander wees, maar in die sielkunde is daar deesdae van in die ontwikkelingswêreld is daar 'n term wat die ouens gebruik, naamlik gateway gewoontes wat jy moet maak. Dis nie 'n gewoonte op sigself nie, maar dis 'n gewoonte wat ander gewoontes aan die gang sit. Lank terug was daar 'n boek wat gekom het in Atomic Habits, wat gesê met die klein goedjies wat 'n reuse verskil kan maak, soos jou bed opmaak elke oggend. Of om te floss. So iets soos floss, maak dat jy beter voel oor jouself, dat jy beter gym toe gaan, en eventually
okay gaan wees later. Maar dit begin by hierdie, kom ons noem dit gateway habits. Dus kom ons begin by geestelik. Jy begin elke week hierso. Non-negotiable. Ek verstaan siektes, maar as jy weet dis waar ek begin, dan maak dit 'n klomp ander goed in die res van die week vir jou makliker. Dis nie 'n klomp holy ouens wat hier sit nie. Ons sing nie presies op die regte noot nie. Ek verstaan al daai goeters. Party van jou ouens hou jy nie van eers hierso nie. Jy hou nie van die koffie en jy dink dit is cheap of dis too much. Maar dis crucial dat jy Jesus sal begin elke week. En daarmee saam begin jy elke dag in die woord. Net 10 minute. Kry een hoofstuk in die Bybel en lees daai hoofstuk deur. En gee kans dat een versie uit daai hoofstuk met jou praat. Dis al. En praat met die Here. Net vir 10 minute. Ja, maar dit vat te veel tyd. Ja, ons kan regtig maar 10 minute vroeër opstaan. Ek weet nou winter. Maar dis crucial gateway habits wat ons moet aankweek. Fisies, daar kan jy baie ander goeders. Die ouens sê 10,000 steps. Iemand het vasgehak by 10,000 ure voor jy instrument speel. Daai is alles nonsens nie. Maar besluit net, ek wil 5,000 steps vandag doen. Hoe tel mens jou steps? So, 1, 2, nee, jy het horlosies en sulke goeders. Maar doen dit net om jou aan die gang te kry. En drink net 1 liter water. Nie dink nie, drink. Ek weet, almal sê net 2 liter water, en as jy nierprobleme het 3 liter en 4, drink dit eers 1 liter, drink dit 2 botteltjies water, dis, so maak ons dit. Dis gateway habits wat jou oopmaak vir die toekoms vorentoe, want daardeur gaan jy sê, maar okay, nou kan ek bietjie iets meer doen, nou kan ek dalk regwaar vir my paar tekkies gaan aankoop, en om die blok stap, maar dit is habits wat gevorm word. Onthou julle die storie, wat eintlik baie naby aan Josef se storie is, die storie van Daniël, volgende nou 'n bietjie vroeër oor gepraat. Aanvanklik was dit 'n dieetstorie, né? Ons gaan nie van die koning se delikatessens eet nie, ons gaan groente en water. Lyk my daar's iets helends aan water. In die winter is dit net moeilik, né? Mentally. Sit jou foon se notifications af. Ek weet, jy kan nie wag om Facebook dop te hou nie. As iemand het jy reply, sit in daai notifications af. Moenie dat, ek sê nie moenie na hulle toe gaan nie. Ek sê net, moenie dat hulle na jou toe kom nie. Jy kan gaan kyk op Facebook, jy kan gaan scroll daar soveel as jy wil. Maar moenie gedurig net notifications ontvang nie. Dan hy is nie volgende hierson nie. Maar sy hierdie massive klomp, met vra besigheid, hierdie massive klomp notifications, ek sal mal raak. As daar kom 'n piep 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 piep. Och, ek sal gek en baie van ons doen dit. Ek is net so bang om uit te mis. Fear of missing out, FOMO. Ek weet wat gaan aan. Maar die ouens het nie regtig gesaak met jou nie. Werk jou 'n stuk werk en dan kan jy en lees. Lees vir 10 minute. Lees 3 bladsye 'n dag. Iets anders as Facebook en die nuus. Lees net iets anders wat jou lewe verruim. Ek is so bang. Ek is so bang, ek en jy raak stuk in 17 jaar oud. Ek is so opgewonde om te sê, maar kom ons beweeg na 25-jarige ten volle geontwikkelde frontale korteks. Wat kan sê, Here, ek doen dit dissipline, maar ek doen dit omdat dis my lewe. Here, help ons daarmee, asseblief. Help ons om dit wat ons nou gaan sing, dat U heers, sal gaan uitleef in die wêreld. En dit doen ons deur ons voorbeeld. Here, help ons en leer ons om met ons hele lewe U te dien. Wat gaan beteken, ons gaan so 'n bietjie nader aan U skuifel, om U stem te hoor, elke Sondag in die kerk te wees, elke oggend rondom die woord bymekaar te kom, net weer te hoor wat U wil is vir ons lewe. Spreek, Here,
Ons wil hoor. Ons wil anders te kies. Amen. God wat by Josef was, sodat hy op 25 sy karakter kan tentoonstel,
is ook by ons. Mag die Here se liefde en sy genade by ons elkeen wees. Mag hy ons dra, mag hy ons van die bose weerhou, sodat ons karakter kan deurskemer en hy verheerlik kan word. Amen. Net U wat lig kan gee in duisternis. Dit is net U wat waarheid skyn waar leuns verblind. Dit is net U wat hoop kan gee waar moed ontbreek. En dit is net U wat lewe gee wat dood sou leef. Daarom sal ek leef in die beloftes. Met dankbaarheid in my sal ek bly sing. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, loof die alles in my, met alles in my. Dis net U wat my gebrokenheid kan heel. En dis net U wat my kan vind as ek verlaat. En dis net U wat my kan optel as ek val. En dis net U wat vrede gee waarom ek heers. Maar daarom sal ek leef in die beloftes. Met dankbaarheid in my sal ek bly sing. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Heilig, doorwaardig en die heerlijkheid. Ewig, onteerbaar, almachtig die Heer. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my.